Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom by Step Up. Ek is Chantal en het is lekker om saam met jou te kuier in jou huis en waar jy ook al jouself vandag bevind. Die Here is goed. Baie keer kyk ons Sondag en baie keer kyk ons Maandag, en baie keer kyk ons dit in die week en wanneer dit jou pas, maar hier is ons nou. En dierbare skout mense, ek julle sommer nou klaar sê, dit is koud in die Kaap, dit is koud. En maar die Kaapse koue ons moet nou deurdruk mense, ons is nou al ver in die winter, ons is so te sê op die einde van die winter, en dank die Here vir dit, want ek kan jou een ding sê, ek is nie 'n wintermens nie, baie van ons is die wintermense nie. Maar nou ja, ons was in Ghana 'n paar weke terug, en ons het 'n Global Prayer Summit gehad, ons internasionale summit, en mense kom van reg rondom die wêreld, en dit was iets om oor huis te skryf. Dit was wow. Dit was absolutely just phenomenal. Ons bid, en wat is die Global Prayer Summit? Die Global Prayer Summit is that we get nations together and we do what the word of the Lord says in Revelation chapter 22:17, where he says, 19 says, let the Spirit and the bride say, come, Lord Jesus, come. So we pray Jesus back. So we're getting the nations, the world together in preparation for the coming of the Lord Jesus. And it's beautiful. Ek wil vandag praat en ek wil aangaan om dit, om vandag te praat oor Johannes 4. En Johannes 4 is, ons almal ken, is 'n skrif wat elke prediker al gepreek het, wat ons almal ken. Die boodskap het jy al blou na gehoor, soos iets wat jy nie ken nie. Maar elke keer wanneer die woord van die Here kom, dan kom dit met 'n diepe revelation, 'n diepe revelation, 'n diepe revelation. En vir die wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees van God aan die gemeente sê. En die Here sê vir my, die Heilige Gees bedien my oor die vrou van Samaria, die Samaritaanse vrou, en Jesus het haar ontmoet by die put, waar sy gekom het die oggend om te kom water skep. En sy kom daar en sy sê, en Jesus sê, sy disciples het aan die dorp toe gegaan en het gaan kos koop, en nou sit Jesus by die put, want hy het 'n afspraak. Hierdie afspraak is nie 'n nou afspraakie, dit is 'n before the foundations of the earth afspraak, so dit is al voor hierdie hele storie begin, dit voor daar mens was, het Jesus 'n afspraak gehad met hierdie vrou. En in Samaria het hulle afgode aanbid, en hulle het nie God gedien nie. Hulle het nie die ware God aanbid nie. En die Bybel sê Jesus sit by die put en hy wag basically vir haar, because he's got a lifetime appointment with her. En hy sit en hy wag vir haar, en sy kom eventually met haar emmertjie, want sy kom skep uit die put uit. Is nie 'n oggend wat sy reg is voor nie. Is nie 'n oggend wat sy gecalculate het nie. Is nie 'n oggend wat sy gedink het, vanmôre gaan my lewe verander. En baie keer dan wag die Here vir ons op 'n spesifieke plek, en jy weet nie eens dat daai môre is die oggend wat jou lewe gaan verander nie. En dis hoekom dit belangrik is, we need to
show up. Jy moet opdaag waar jy moet wees. As jy moet by die werk wees, moet jy lui wees in maandagoggend by die huis lê nie. As jy in die kerk moet wees, moet jy sê ek moet daar staan, maar jy moet wees in posisie want jy weet nie wanneer kan die koning van die eeue vir jou ontmoet nie. Baie keer wil die duiwel ons derail. Weet jy wat mense daar van my en ek myself kan dit sê dat die dag wanneer jy gevoel het ek het vanmôre nie lus om te gaan werk nie. Daai was 'n goeie dag. Daai was die dag of promotion. Die dag wanneer jy gevoel het, Here, moet ek nou vanmôre opstaan, hoor hoe reën dit by die kant. Dit was baie keer die dag wanneer die Here jou daai dag besoek het en het jou krag gegee het. Daai dag het jy 'n woord gekry. Daai dag het jou lot verander. Daai dag het jy daai dag het die senior leier, die senior owner, die CEO, daai dag het hulle jou gesien, they saw your commitment, they saw your dedication. Hulle het al daai goed, daai was die dag, toe ek en jy gevoel het, maar Here, ek het nie nou lus nie, toe die Here gesê, jy moet gaan, en toe jy gehoorsaam is, het die Here iets wonderbaarlik daar uitgedoen. En ek wil vandag vir ons sê, wat kinders van die Here is, show up, jy moet opdaag met dierbare. Hierdie vrou, sy het nie lekker gevoel nie. Sy het 5 mans gehad, sy het 'n man wat sy aanhou, sy het die ding is die reggie, sy is onvervuld, sy voel nie together nie, sy voel nie lekker nie, sy het voel die lewe het gestop vir haar, sy weet nie wat sy aanbid nie, sy weet van die Messia wat kom, sy weet van die profeet wat gaan kom, Jesus, maar sy weet nie wanneer hy kom nie, en almal wag, en niemand weet vir wat hulle wag, en wanneer hulle wag nie, maar hulle wag, en hulle is in afwagting vir 'n koning wat gaan kom, om verlossing te bring. Maar die Here het nie vir haar in 'n crowd gemeet nie. Hy maak, daar's 'n afspraak met haar, 'n alleen afspraak, want sy disippels is weg van hom af. Sy is weg van haar man af. Sy is weg van haar huis af, en sy het nie een man nou in haar lewe nie, en sy stap alleen na die put toe om water te gaan skep. En sy kom by die put, en hier sit 'n man, 'n Joodse man, en hy vra vir water, en sy sê, maar wat het 'n Jood met 'n Samaritaan te doen, want julle kan nie met mekaar reg praat nie. Let alone 'n man met 'n vrou alleen. En hy sê van, en sy praat oor die put, en sy sê, dit is soos 'n vader, Jakob se put, Jakob, Israel, wat, Jesus weet presies wie is Jakob, en sy sê vir hom, maar jy het nie 'n skepding nie, jy het nie, en wat het 'n Jood met 'n so sy het almal hierdie gesprek, en sy sê vir hom, en hy sê vir hom, as jy van hierdie water drink, sal jy weer dors word, maar as jy drink van die water wat ek jou gaan gee, sal jy nooit dors word nie, en sy sê vir hom, maar jy het nie emmer om te skep nie. So sy praat van 'n put en 'n situasie, wat verby, dit is nie waarvan Jesus praat nie. Jesus praat uit die natural, uit in die supernatural, maar sy kan nie vang nie, want onthou, sy is nie ingestel vir dit nie. Sy aanbid afgode, so sy kan nie onmiddellik herken dat dit is die een vir wie sy wag nie, of dit is die een wat lewe gee nie, of die ware lewe het nie. So sy kan nie dit verstaan nie. So sy is between a rock and a hard place, en sy weet nie, en Jesus praat met, en sy praat oor skepding en goeters, en sy praat oor alles, is asof die gesprek is verby mekaar, en Jesus ruk haar terug, basically in die gees, en hy sê, waar is jou man? So, want nou gaan hy met haar iets praat, wat sy presies kan relate mee, want die water in die put, sy kan nog nie lekker relate nie, want onthou, sy is op 'n geestelike vlak, dat sy kan weet, dit is die een wat lewende waters is nie, want as wanneer van Jesus drink, dan word ons nooit weer dors van wat? Dors van wêreldse goeders nie. So hulle praat verby mekaar, maar Jesus vra van, waar is jou man? Hy sê, jy het 5 gehad, en een wat jy nou het, is nie eens joune nie. So, en die gesprek gaan daarom, en die gesprek draai van water af, na 'n huweliksgesprek toe. Die gesprek gaan soos die gesprek gaan van iets, wat sy glad nie verstaan nie, na iets toe wat sy heeltemal verstaan. Sy verstaan, dat die mans wat sy gehad het in haar lewe, kon haar nie vervul nie. They couldn't satisfy her. Hulle kon nie vir haar gee wat sy wil hê nie, en sy kon definitief nie vir hulle gee wat hulle wil hê nie. Dis kom hulle weg is. 5 huwelike het sy gehad, en die man wat sy nou aanhou, is ook nie haar nie. Wat beteken, sy soek iets, daar's 'n leemte in haar lewe, daar's 'n lek in haar lewe, wat sy soek by 'n mens. Sy soek dit by 'n man, jy soek dit miskien by 'n vrou, jy soek dit miskien in 'n pa-figuur, jy soek dit miskien in 'n ma-figuur, maar jy kry dit net nie, jy kry dit net nie, want dit is nie, it's not designed to be by a person per se, but by the Son of God. En baie keer wil ons vervulling soek in iemand, maar die persoon kan dit nie vir jou gee nie, want hulle het nie die kapasiteit om dit vir jou te gee nie, en dit wat jy soek, moet jy soek in
'n man. Jy moet dit soek in 'n man en sy naam is Jesus. En weet jy wat, baie keer wil ons liefde hê, ons wil liefde beleef en is moeilik because onthou net ons is vlees. So ek wil hê iemand moet aan my vat and that's normal, dit is normaal. Maar jy kan nie dit hê sonder dat jy daai het nie. Want wat ons doen is, ons wil mense in 'n kategorie sit waar hulle moet jou 'n geestelike vervulling gee wat hulle nie kan nie. En Jesus sê vir haar, Jesus praat met haar. Hy het 'n gesprek, hy het 'n hele gesprek met haar. En hy sê vir haar op die einde van die dag, kom ek lees hoe die gedeelte sê, everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks the water that I give him will never be thirsty again. But the water I give you will become in you a spring of water. It is a welling up and a bubbling in you with eternal life. The woman said to Jesus, Sir, give me this water, so that I will not get thirsty, nor come all the way to draw here. And at this he said to her, Go and call your husband and come back. And the woman answered, I don't have a husband. Jesus said to her, You've correctly said, I do not have a husband. For you have had five. No, Jesus. For you have had 5 husbands, and the man you are now living with is not your husband. For you have said this truthfully. The woman said to him, Sir, I see that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, but you Jews say that the place where you ought to worship is in Jerusalem. Jesus replied to the woman, Believe me, a time is coming when you will worship the Father neither here or on this mountain. You Samaritans don't know what you are worshiping. We Jews do not know what we worship, for salvation is from the Jews, but a time is coming. Sorry, let me go back to 22. You Samaritans do not know what you worship. We Jews do know what we worship. For salvation is from the Jews. To praat hy direk van homself. Salvation comes from the Jews. He was a Jew and he brought the salvation. But a time is coming and it's already here when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, from an inner heart and in an inner spirit. I say, there's a time coming and it is now. No. Where the Father seeks such worshippers, those that will worship him in spirit and in truth. Hy sê, dis 'n tyd wat kom en dit is nou, waar die Vader soek ware aanbidders, die wat hom gaan aanbid in gees en waarheid. Hy praat van nou, because wat sy sê, ja, maar die Jode het geen verhouding met hom. Hy sê, salvation comes from the Jews, and he's speaking about himself. He speaks about himself at that particular moment, and he says, dit is nou tyd waar God roep ware aanbidders, en hy praat, en weet julle wat gebeur? Hierdie vrou gaan terug dorp toe. Sy gaan vertel vir die hele dorp. Sy het 'n man ontmoet wat haar hele lewe ken. En die hele dorp kom. En wat amazing is, en ek het die boodskap al gepreek al op Christkyk, maar ek wil dit weer iterate, because ek praat oor 'n verhouding in covenant met God. Ek praat met 'n verbondspraat vandag oor 'n verbonds, 'n huweliksverhouding met God. Mense, ons kan nie die Here terugroep en ons kan nie vir die Here vra om vir ons te kom haal, maar ek het 'n dating verhouding met hom nie. Hierdie verhouding wat ek en jy het, die hele Ou Testament is 'n boek boeke wat geskrywe is oor Israel en Jesus se verhouding met Israel. En raai wat, Israel het hulle they were not a wife that they were looking for love in different places. They were worshiping other things. Onthou net toe Moses gegaan het om die 10 gebooie te gaan haal, toe maak Aaron en die volkie onder toe maak hulle eie goeders, toe maak hulle 'n goue kalf uit die seëninge uit wat God vir hulle gegee het uit Egipte uit. So alles het gegaan oor Israel kon net die hak by die plek, wat hulle kom by 'n plek waar hulle die Here, waar hulle vir God het, as hulle huweliksmaat nie, en dis al wat God wil hê. God sê die hele Ou Testament deur, ek wil vir julle 'n man wees, ek wil vir julle 'n huwelik, ek wil julle moet in my huwelik wees, ek wil vir julle die beste gee. If you obey my word, if you stay in my law, and you obey my statutes, then I will be a God to you. Hy sê, ek wil vir julle, I want to give you the best, ek wil vir julle die beste gee, maar Israel kon net nie dit verstaan nie. En nou kyk jy, nou kyk ons, dat Israel word gelei uit Egipte, deur die Rooi See, hulle kom onder die berg en hulle murmureer. Maar weet jy wat, ons is exactly dieselfde. Ons murmureer. Ons sê, Here, maar het dan nou vir my verlaat, maar die Here het gister vir jou 'n ding gedoen. En ons doen exactly dieselfde. And our relationship with God is not trustworthy. We don't trust him. Ons vertrou nie vir hom nie. Ons bid
ons smeekgebed, en is nie dat ons moet smeking en gebede hê, dit is wat, maar is asof, en ek wil nou jy moet nou vir my mooi hoor, ons bid asof God dit nie gaan doen nie, of ons bid asof God dit nie kan doen nie. Ek dink die tweede is seker maar die antwoord. Ons bid asof God dit nie vir ons kan doen nie. Partykeer draai ons na waarseers toe en ons draai na clairvoyance toe en ek wil 'n profeet oor praat want ek kan nie glo dat dit wat God in sy woord en vir my gesê het is dit nie. Ek kan dit nie glo nie of ek kan dit nie verstaan nie. En al wat die Here vir my sê en vir jou sê, maar ek wil hê julle moet vir my vertrou. Ek wil hê julle moet my woord vat op wat ek vir julle sê. Maar dit is moeilik because op die einde van die dag dan het ek my eie ding en ek het my eie kop in my en ek dink nie dat God kan dit vir my doen nie. Die Here gee vir hierdie vrou haar hele lewe in 2 sekondes het hy haar hele lewe van gegee. Die Here weet. En weet jy wat is amazing? Dat die Here het nie met haar gepraat oor die man nie. Hy het nie met haar gepraat oor een man nie. Hy het net met haar gepraat oor haar. En baie keer wil ons hê die Here moet uitpraat oor ander mense se stories dat ek en jy kan sien, maar ek is verder as hulle. Nou, dis nie die way hoe die Here werk nie. Wanneer die Here praat, dan praat hy nie om mense beskaamd te laat staan nie. Hy praat sodat ons verlossing kan kry. Wanneer hy 'n woord gee, dan gee dit omdat ons moet in lyn kom met hom en toe. Hy sê van, dat 'n tyd wat kom en dit is nou, waar God soek ware aanbidders, die wat my sal aanbid in gees en waarheid. Wat se gees en wat se waarheid? Hy praat van die Heilige Gees en hy praat van Christus wat die waarheid is. Die waarheid is nie buite God nie. Die waarheid is nie buite Christus nie. Die waarheid is nie buite die Heilige Gees nie. Die waarheid is in hom. En wanneer ek en jy in die waarheid lewe, dan baie keer dan wil mense nie saam met jou lewe nie. Dan stap mense van jou weg, and that's okay, because al dit gedoen met Jesus, maar ek en jy moet bly binne in die waarheid, want is die waarheid wat ons vry maak, en is die waarheid wat ons ewige lewe gee, en is die waarheid wat ons losmaak, en is die waarheid wat my vry maak, en is die waarheid wat my lewe gee, en is die waarheid wat die weg is die waarheid wat my op die einde van die dag voor die Vader se troon het staan. Wie is die waarheid? Jesus is die waarheid. Ons kan nie die weg, die waarheid in die lewe wil hê, en ek sê nee, ek wil God dien, maar ek wil nie waarheid wees nie. Weet julle wat? Partykeer dien mense die Here, maar dit is 'n side ding, hulle het 'n agterding nie. Dit gaan nie werk nie, my mens. Ek en jy moet die Here dien, maar ons moet hom dien vir wie hy is. Ons kan hom nie dien op ons terms and conditions nie, want dit gaan nie werk nie. As jy kan nou 'n dokter wees, jy kan die wêreld se judge wees, jy kan die minister van binne of buitelandse sake wees, jy kan nou wie wees, ek kan nou wat se naam het, of wat se titel het, of wat se rank het. Die Bybel gaan nie verander vir jou nie, en hy gaan nie verander vir my nie. Hy's geskrywe, hy is vir ewig geskrywe. Hy gaan nie verander nie. Ons verander, die woord verander nie. En dis die Bybel sê, die hemel en die aarde gaan verbygaan, maar die woord van God sal nooit verbygaan nie. Hierdie woord is vir ewig, dit is vir ewig dieselfde. So ek wil vandag vir jou sê, as jy wil die vrug hê van God se belofte, as jy wil die seëning beleef van God se belofte, moet jy in die waarheid inkom. Dit baat nie ek en jy spring van man tot man, van vrou tot vrou, van werk tot werk, van kerk tot kerk, van posisie van posisie, want jy soek, my mens, as jy nie in jouself kom en die Christus in jou beleef nie, kom ek sê vir jou, dit wat jy na gaan jy nie kry nie, want wat jy soek is binne hom. Jy kan nie sê, ek wil vervul wees, maar jy soek dit in 'n mens nie. 'n Mens kan jou nie vervul nie. 'n Vrou kan tot op 'n sekere mate, en 'n man tot op 'n sekere mate. Yes, we do fulfill one another as husbands and wives, we do, that is the blessing of covenant, but ultimately, as it by die goed van die Gees kom, then your husband can be the best husband, but there will be a void in you that only the Messiah can fulfill, and that's the covenant that I want to talk about. That's the thing wat ek wil mee praat. Your husband is perfect, your wife is, all of those, your children, all of those, you love. Ek is vandag 'n senior leier van 'n gemeente, en ek kan voel dat my gemeente is lief vir my. Ek wonder nie is die gemeente lief vir my nie. Ek kan sien my gemeente is lief vir my. Ek beleef hulle liefde. Ek voel hulle liefde. Ek voel hulle gebede. I know that they appreciate me. I know that they love me. And they should never question, and they don't have to question, because I show them that I love them, and I show them that I care. But weet jy wat? Daar is 'n plek in hulle lewe wat ek nie kan vervul nie, en daar is 'n plek in my lewe wat hulle nie kan vervul nie. Net die Here kan dit vervul. En ek en jy moet by daai plek kom waar ons waarlik waar verstaan, Here, net U kan dit vir my doen. Net U kan hierdie leemte van die koninkryk binne in my vervul. En al lê jy langs 100 mans, hierdie vrou het al
langs 5 gelê in die 6de een, maar raai wat, nie een van hulle kon haar gee wat sy wou hê nie. En ek wil vandag dit vir jou sê, ons kom in 'n tyd in waar God ware aanbidding van ons verwag. Ware aanbidding kom nie deur ek tyd die Here nie. He's just good when I need him. No, I need to worship him with my life. I need to serve him with my life. It just is what it is. Daar's 'n plek wat jy moet vir mense sê, I love you, but julle moet nou eers gaan. I love you, maar ek kan nie nou na die braai toe gaan nie. Ek is lief vir julle mense, maar ek kan nie nou saam met julle nie. Ek moet nou by my eie kom. En dit is moeilik because why? Nie almal verstaan nie. Partykeer verstaan jy jouself nie eens waardeur jy gaan nie. En al hierdie goeders in ons lewe, dit is 'n prys wat ons moet betaal. Maar die prys is waardig wanneer jy by die einde kom. En ek wil vandag vir die kinders van die Here sê, my mens, ons moet nie by die plek, ons moet verby die plek kom waar ons die Here dien, ons op ons terms and conditions. Because weet jy wat, jy gaan nie vir die Here kan enige iets, jy kan vra, maar jy gaan niks kry nie. Jy gaan, het is amper soos, as ek het sien, is het amper soos ek staan in 'n stort, en die stort is geblok, maar hier's 'n openingkie, en daar's 'n openingkie, so sulke drup, so nou moet ek spring om water te kry. Ek kry nie die water, ek moet spring om water te kry. En dis nie hoe die Here wil hê nie. Hy wil hê dat ons moet uit die volheid kom van die seëning. En dis wat die Here wil hê. Maar weet jy wat, ons kan nie in die volheid van die seëning kom as ek dien die Here Sondagoggende. En ek is Saterdag as ek is nog nie lekker together nie. Vrydag aand, I need a break, I need time out, I need time for myself. Dit gaan nie werk nie, my mens. Ons moet die Here dien of jy moet los. Ek gaan dit weer sê, dien hom of los. Ons moet by 'n plek kom waar ons sê, Here, ek het nie lekker verstaan nie. Of ek is op, of ek is af, ek weet nie wat aangaan nie. Maar ek bid dat die Heilige Gees helper my sal help om in my volheid in te kom en U te dien. En baie keer, en ek gaan nou iets sê vir iemand wat ek glo iemand het nodig om te hoor. Baie keer moet jy afstaan van 'n posisie dat jy eers 'n verhouding met God kan hê voordat jy terug kan kom in 'n posisie. I don't know who that is for, maar ek is seker iemand het 'n antwoord nou gekry. Want is iemand wat worstel, moet ek bly in die posisie, moet ek staan eers 'n tydjie af, my mens. Staan af en sê, Here, red my volkome, dat ek eers by myself kan kom, want ek kan nie in 'n posisie staan, maar ek weet nie of ek kom of ek gaan nie. You know what I mean? So mag die Here U seën, mag die Here U bewaar. Kom in die ding in vir jouself. Mag die Here jou seën, en ek glo dat die Here wil jou bring in 'n verbondsverhouding, 'n huweliksverhouding met hom. Ons gaan volgende week kyk na wat dit beteken, van watter plek af ons moet, we've got to rule and reign from. Die Here seën jou.